Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons nog 'n naweek kon gehad het, waar ons lekker kon rus. Ek vertrou dat u goeie rus kon inkry en dat u ook vanmôre vars verkook en nuut opgestaan het, met u kans sien vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week wat voor u lê. Al die uitdagings, al die beproewinge, al die stryd, al die goeie dinge, die Here gebruik al hierdie dinge vir ons vorming, sodat ons dan ook meer kan word soos sy seun Jesus Christus. Mag die Here vir u en my wysheid gee. Daar gaan verseker uitdagende tye kom, daar gaan makliker tye kom. Daar gaan tye van trane en droefheid en blydskap en vreugde wees, maar mag die Here in alles verhoog en verheerlik word, en mag u en ek ons toevlug na hom neem, as die bron van vreugde, die bron van liefde, die een wat vir ons in die woord sê, dat as ons van hom drink, sal daar strome van lewende waters uit ons binneste vloei. Hy is die fontein van lewende waters, vriende, en daarom nooi ons om gereeld te kom drink. En ag, die beste plek om te drink is by sy woord, die waarheid van sy woord, die kosbare 66 kanonieke boeke van die Bybel, waaruit ons kosbare lesse kan leer, sodat ons rein en heilig voor die Here kan wandel. Nou, ons gaan vanmôre begin praat oor die gedagte van selfoonverslawing. Nou, u wat saam met ons hierdie reeks volg, sal weet dat verslawing is eintlik maar net 'n terme wat die wêreld gebruik vir sonde. Eintlik is daar nie iets soos 'n verslawing aan kos, of 'n verslawing aan drank, of 'n verslawing aan iets nie. Dis wanneer iemand hulle vrye teels gee aan hulle begeertes, en dit is eintlik sonde in hulle lewe. Dis wanneer mense hulle gedagtes en hulle geld en hulle tyd en hulle begeertes inspan om dan te doen wat hulle graag wil doen. En hulle wil nie graag raad hê of hoor dat iemand vir hulle sê dat dit verkeerd is nie. So as ons praat oor selfoonverslawing, gaan ons praat oor die verkeerde gebruik van jou selfoon, jou slimfoon, jou skootrekenaar, die tablet wat jy gebruik. Dit gaan vir my en vir jou vandag eintlik oor die gedagte dat ons as kinders van die Here opnuut net weer sal stil staan en vir die Here sal vra, Here, hoe leef ek my lewe voor U? Onthou, een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Die psalmdigter sê in Psalm 90 vers 12, Here, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Nou, u en ek, vriende, ons elkeen kry 1440 minute per dag, 7 dae 'n week, 168 ure per week, en as u nou al geleef het vir 20 of 30 of 50 of 80 jaar, kan u self uitwerk hoeveel ure u al op hierdie aarde geleef het, hoeveel dae u al geleef het, hoeveel jare u al geleef het. En die vraag is, wat het ons gedoen vir die Meester? Kan ons met eerlikheid vanmôre sê dat ons tyd toewy aan ons Meester en dat hy tevrede sal wees met ons tydspandering? En ag vriende, as 'n mens dink aan die selfoon, dan besef ons dat die selfoon in ons huis ingekom het, deel van ons lewe geword het, en ongelukkig het dit vir die meeste eintlik maar soos 'n verslawingsmiddel geword. Ek het onlangs 'n artikel gelees, en daar was soveel artikels gewees, en ek het verskeie van hulle gelees, maar een van die artikels wat vir my uitgestaan het, was een van die leraars van 'n bepaalde kerkdenominasie, wat geskryf het en gesê het, hy sou homself nooit 'n paar jaar tevore kon indink, dat hy 'n artikel moes skryf en sy gemeente moes onderrig en selfs moes waarsku oor selfoonverslawing en die misbruik van jou selfoon nie. En ag vriende, as 'n mens daaraan dink, dan slaan jy eintlik jou hande saam om te dink dat hierdie middel wat die Here ons gegee het, wat ons ten goeie moet gebruik, eintlik vir ons is 'n meelsteen om ons nek geraak het. Vriende, as jy daaraan dink, is 'n foon tog maar net 'n foon. Maar die vyand het so subtiel en die wêreld het so subtiel hierdie foon eintlik gehul in hierdie baadjie, dat ons vandag met 'n slimfoon in ons huis sit, wat eintlik die wêreld met al sy goed en sleg binne in my huis, binne in my sitkamer, binne in my slaapkamer inbring. En al hierdie voordele aan die een kant en ewels kom in my huis, en ek moet as kind van God leer om dit wys te bestuur, sodat ek God welbehaaglik kan wees. Nou vriende, as jy dink aan die selfoon, dan gaan ek 'n paar goed vir u noem, en ag, u kan hierdie lys baie langer maak as die paar goedjies wat ek vir u gaan noem, maar ek wil net 'n gedagte by u kom tuisbring, dat u kan sien waaroor ons gaan praat, en dan gaan ons bietjie praat oor oplossings, ons gaan praat oor Bybelse raad, en vertrou die Here ook vir wysheid, want u en ek, vriende, is heel moontlik ook verslaaf aan die selfoon. Heel moontlik spandeer ons tyd ook verkeerd, omdat ons te veel tyd spandeer op die slimfoon of op die tablet of op ons skootrekenaar of wat ook al. Maar vriende, dink gou daaraan, die selfoon wat jy daar in jou hand het en wat ek in my hand het en die een waarby ek nou opneem, is die een wat ons mee oproepe kan ontvang en dan ook oproepe mee kan maak. Dit is wonderlik om te dink daaraan dat ons so 'n kosbare
tegnologiese middel in ons hand het, of toerusting in ons hand het, sê eerder so, om dan ook met mense te kan kommunikeer. Nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Dink mooi daaraan. Jou hele kantoor kan bedryf word vanaf jou slimfoon, jou selfoon. Ag, as ek kyk hoeveel mense alles doen, hulle stuur hulle fakse, of hulle boodskappe, hulle ontvang boodskappe, hulle plaas bestellings, hulle ontvang bestellings, alles word gedoen met die selfoon vandag. Wonderlik om hierdie tegnologie in ons hand te kan hê. Dink maar mooi aan die koop en verkoop via jou selfoon. Ons dink maar aan die baie bekende 6060 applikasie of app wat jy het noem, waar jy kruideniersware kan bestel en ASAP en verskillende van hierdie platforms, waar jy in jou gemak van jou huis sit en jy kan kruideniers bestel en dit word by jou voordeur afgelewer, voorwaar 'n gemaklike tyd waarin ons onsself bevind. En dit is so hartseer, vriende, dat ons ten spyte van al hierdie gemak, een van die ondankbaarste geslagte is, wat daar nog ooit is. En ag vriende, ek wil nie te veel daaroor praat nie, ek het al reeds so ietsie daaroor genoem, maar ek probeer net vir u 'n gedagte skep, dat u saam met my kan volg waar ons vandag trek, en wat die gevaar van hierdie tegnologie ook is, van hierdie foon, wat ek en jy in ons hande het. Ons dink aan die selfoon verder, dan sien ons bankdienste, betalings en aansoeke word via die foon gedoen. Toe ons onlangs na binnelandse sake toe moet gaan, jy maak sommer 'n afspraak oor die selfoon, en dit word jou bevestig vir jou dat dit ontvang het, en al die gepaardgaande dinge. Op jou selfoon kan jy preke luister, jy kan YouTube video's kyk, jy kan na opera luister, jou gunsteling sport volg, daar's Netflix en 1001 ander dinge wat ons vanmôre vir u kan doen. Jy kan jou Bybel lees, jy kan oordenkings luister, jy kan oordenkings lees. Ag, jy vind alles van Spurgeon en Johannes Calvin en Martin Luther en verskillende ander predikers vind jy op hierdie platform. Maar daar is ook aan die ander kant die hartseer, en ek wil nou 'n bietjie by die hartseer ook stil staan. Ongelukkig, vriende, kan ons ook die selfoon misbruik. Daar is baie mense wat vandag verslaaf is aan dobbelary via die selfoon. Hulle is verslaaf aan pornografie via die selfoon. Hulle kyk na vuil en suggestiewe rolprente op verskillende platforms via die selfoon. En ag vriende, jy ontmoet mense wat jy nog nooit mee kennis gemaak het nie, en daar's baie mense wat met ander mense praat wat hulle nog nooit gesien het nie, hulle weet nie wie hulle is nie, hulle weet nie waar hulle vandaan kom nie, die geweldige gevaarlike platform van Facebook en Instagram en verskillende van hierdie platforms wat eintlik mense in gevaar stel. En wat ek probeer vanmôre vir u sê is, nie om u paranoïes te maak nie, maar om vir u te sê, kom ons staan bietjie stil en ons vra vir onsself die vraag af, is my selfoon nog my selfoon en gebruik ek hom nog vir die doel waarvoor 'n foon gemaak is, of het die selfoon my lewe begin oorneem en ek begin betrokke raak by dinge wat God nie welbehaaglik is nie. Nou vriende, die groot probleem is dat mense nie perke het in die gebruik van hulle selfoon nie. Iemand het eendag die opmerking gemaak en gesê, die selfoon bring mense wat ver van jou is nader, maar dryf die mense wat om jou is ver van jou af weg. Ek gaan dit weer sê. Die selfoon bring mense wat ver van jou af is nader, maar dryf die mense wat om jou is ver van jou af weg. En dink presies wat ek sê, vriende, dit is presies wat gebeur ook. Daar's mense wat in jou huishouding is en jy is so besig op die selfoon dat hulle mekaar skaars kan groet. Daar is skaars 'n paar woorde wat hulle mekaar gesels. Daar is skaars tyd om aan 'n tafel te sit om saam te eet, want almal is met hulle selfoon besig en dit is met hierdie een, is met daardie ene en is met hierdie film wat hulle kyk of met hierdie platform waarmee hulle besig is op die selfoon, en dis 'n geweldige groot probleem. Onthou net waarmee ons begin het. Leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. Ons almal het net 168 ure 'n week, en ons gaan rekenskap gee van hoe ons tyd spandeer het. Ag vriende, 'n man het eendag die komiese opmerking gemaak en gesê, as hy geglo het aan reïnkarnasie, sou hy graag wou teruggekom het as sy vrou se selfoon, dan sal sy ook meer tyd aan hom spandeer het. En dis so tong in die kies, want dis nie net vrouens wat op selfone is nie, mans selfde, kinders, jong mense, en so kan ons praat. Maar baie interessant in my studie wat ek gedoen het, dat die tieners en jong adolessente meer bereid is om te erken dat hulle 'n mate van verslawing het aan selfone as middeljarige en ouer mense, terwyl middeljarige en ouer mense net so skuldig is, soos tieners en jong adolessente. Ag vriende, as ek kyk hoeveel ou mense permanent op hulle fone is, dit lyk my asof daai foon aan hulle hand vasgeplak is. Dit lyk of iemand superglue op daai foon gesit het en teen hulle hand vasgeplak het en teen hulle oor vasgeplak het, en op 'n stadium was daar so komies na die selfoon verwys as die Gautengse oorbel.
Want almal het met 'n foon teen die oor gesit of in die hand gesit en daarom moet ons bietjie praat in die Dawid voorlê oor die gedagte van die selfoon. Nou, ek gaan vanmôre aangaan of môre aangaan oor die gedagte van hoe bepaal ek of ek 'n probleem het of ek 'n verslawing het en dan gaan ons dus besonder kyk na so 'n paar stappe om dan hierdie skermverslawing of die verslawing aan die selfoon of eintlik die sonde in die misbruik van my selfoon dan hok te slaan en so die Here te verheerlik. Ek sluit af met die woorde waar die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 6:12, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Later in dieselfde boek skryf hy in 1 Korintiërs 10:23, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Daarom gaan ons bietjie kyk, daar is voordele, as ek reeds vir u genoem het, wat die selfoon insluit, en ons dank die Here ook vir die tegnologie. Maar u en my hart is so bedrieglik, dat hierdie selfoon vir ons 'n struikelblok kan word in ons wandel met die Here, soveel sodat ons loon eendag kan verloor, en voor die Here skuldig staan. Ons sal bietjie daarna kyk, later wanneer ons kyk na 'n gelykenis in die Bybel. Mag die Here vir ons wysheid gee, vriende, ons sal môre aangaan. Kom ons bid dat die Here vir ons sal seën en vir ons sal bekragtig om die waarheid van hierdie hele saak ter harte te neem en te verstaan. Groete vir u, mooi dag verder, tada.